Goeiemôre vriende, geloofsfamilie, medegelowiges. Dit is lekker om op hierdie koue wintersoggend weer op 'n unieke wyse bymekaar te kan wees. Ek sit heerlik onder hierdie boom en julle kan hier die tangelo vrug sien. Dis 'n kruis tussen 'n lemoen en 'n pomelo. Nou ek het al van die vrug geproe, dit is regtig bitter lekker. So dit is ook lekker om hier in die natuur te kan wees en ook die woord van die Here te kan nadink en te kan bespreek. Vriende, ons begin met 'n nuwe reeks vanoggend. Die naam van ons reeks is Die Dans van die Drie-eenheid. Ons het 'n paar sangkunstenaars gevra om ons te help om te praat en te dink en te sing en selfs te dig oor wie en wat die Drie-eenheid is en hoe ons al hoe meer soos die Drie-eenheid kan dans in hierdie wêreld. Ons eerste besoekers hier op vanoggend se erediens is Anik en Juba van Kaleidoskoop. En hulle gaan saam dink oor ons eerste karaktereienskap van die Drie-eenheid. Nou wil ek vir julle vra of julle kan raai wat dit is. Dis in die naam van ons reeks en vanoggend gesels ons saam oor eenheid. Dit is die eerste karaktereienskap van die Drie-eenheid, is eenheid. So ons gaan 'n bietjie later met hulle daaroor gesels, maar kom ons raak nou eers rustig en die musiekspan gaan ons dan nou lei in aanbidding. God is liefde, juig ons harte en bedenk wat liefde doen. Dat hy ons sy seun stuur om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy krakapare uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedenk wat liefde doen. Dat hy ons sy seun stuur om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het en in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy krakapare uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Sjoe, dankie Mario en die musiekspan. Ek dink nie ons besef aldag hoe baie energie en moeite ingaan in ons lof en aanbidding nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar elke musiekspan lid moet dit individueel opneem en dan moet Mario die hele ding aan mekaar sit op sy eie. So dis nie eers dat hulle by mekaar kom om op te neem nie. So ons weet en ons besef dis 'n groot storie en ons wil ook net vanoggend vir hulle dankie sê vir die moeite en dat hulle ook hierdie sien as 'n bediening wat hulle ook bring vir die gemeente en ook vir die gemeenskap. Choppy het vir my laat weet dat hy 'n boodskap het vir die jong span wat nou juis gaan oor eenheid vanoggend. So kom ons gaan oor en hoor wat Choppy vir ons wil sê vanoggend. Maats, hallo. Ek so opgewonde oor Kaleidoskoop wat vandag saam ons kan kuier. Ek skoon vergeet het om te groet.
Het is lekker om julle te sien. Ek mis julle bitter baie. Eintlik bibber baie. So koud was dit die week. Ek hoop julle het al die sneeu op die berge gaan kyk. Okay maats, vandag wil ek vir julle vertel van Nehemia en sy rol om mense in spanne te laat saamwerk. Ek is mal oor spanne. Nehemia word geroep om die muur van Jerusalem te bou. Nehemia kon dit nie alleen reg gekry het nie. En daar was mense wat baie lelik met hom was en het sy werk afgebreek as hy het gebou het. Ek wil hê jy moet jou verbeel dat jy op die strand is en 'n sandkasteel bou. Ek love dit om sandkastele te bou. En dan kom jou boetie of sussie verbygehardloop en hulle breek jou kasteel af. Ek dink dit is hoe Nehemia moes gevoel het, kwaad en hartseer. Nehemia het toe vir hom 'n span mense bymekaar gekry om hom te help. Die helfte het help bou en die ander helfte het gesorg dat die vyand nie die bouwerk afbreek nie. Baie keer moet ons as mense in spanne saamwerk om iets te bereik. Spanne maak alles beter. Weet julle wat is 'n flashmob? Kyk gou die volgende video. In hierdie video sien ons hoe een oom met 'n cello musiek maak. Die musiek is nie so mooi alleen nie, maar later kom daar nog 'n tannie by en dan sit sommer 'n klomp ander instrumente. Ewe skielik is dit die mooiste lied en al die mense verkyk hulle na die orkes. Nou maats, dit is presies wat Nehemia gedoen het. Hy het mense gekry om saam om te staan om die doel te bereik. As kinders van die Here moet ek en jy as span, as eenheid saamwerk om Jesus se liefde op aarde te openbaar. Onthou, al het ek al die kennis, maar ek het nie liefde nie, het ek niks. Bring Jesus se liefde na die wêreld toe as 'n span. Ons is Jesus se span. Totsiens maats, dit was so lekker dat julle my kon sien. Bye! Vriende, ons skriflesing vanoggend is uit
2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Dankie Choppy, ek dink jy help 'n klomp groot mense ook beter verstaan oor die drie eenheid of oor eenheid spesifiek dan nou vanoggend. So dankie vir jou. Vriende, net 'n paar goed oor die reeks waarmee ons vandag afskop, die dans van die drie eenheid. Nou, die teoloë in die vroeë kerk het hierdie wonderlike werklikheid van die drie eenheid probeer beskryf. En as jy al by 'n Griekse troue was, dan het jy verseker al iets van dit wat hulle probeer beskryf het, raak gesien. Die dans wat plaasvind, staan bekend in Grieks as perigorese. Nou wat gebeur is, daar is gewoonlik nie net 2 dansers nie, daar is ten minste 3 mense wat dans en dis baie ritmies en hulle begin baie stadig, maar dit raak al hoe vinniger en hulle beweeg in en hulle beweeg uit en al hoe vinniger begin hulle dan nou te dans, totdat 'n mens nie meer die individue raak sien nie, maar 'n mens net eintlik die dans raak sien. Nou dit het hulle gesê is iets van wat gebeur met die drie eenheid. Die drie eenheid wat individueel is, maar ook dan nou eintlik 'n eenheid is. Iets van dit wat hulle probeer vasvang het en in die woord perigorese. Nou die verhouding van die drie eenheid is eintlik 'n verhouding van liefde. En dit word ontvang en dit word dan aan ons gegee. En dit word dan vir ons 'n voorbeeld ook van hoe liefde moet lyk. Daar is 'n klomp eienskappe wat plaasvind wanneer die drie eenheid dan nou besig is om te dans. Ons reeks kyk dan nou na 4 van die eienskappe van die drie eenheid. Soos ons al gesê het, vanoggend se tema is eenheid. Dis waarmee ons begin. Die volgende tema is dan kenosis of selfopofferend te lewe. Die week daarna kyk ons na wederwysige respek en die laaste week gesels ons saam oor gemeenskap of feesviering. So dit gaan 'n opwindende 4 weke wees en ons sien uit met 'n klomp kunstenaars wat saam praat en saam sing en saam dig oor wat die drie eenheid vir hulle ook dan nou beteken, in hulle liedere, maar ook in hulle lewens. Ek sien uit om julle voor te stel aan Juba en Aniek van Kaleidoskoop, so kom ons hoor wat hulle te sê het oor eenheid vanoggend, spesifiek dan nou die eenheid van die drie eenheid en wat dit vir my en vir jou en vir ons lewens beteken. Dankie Juba en Aniek. Hallo Toringkerk, Juba en Aniek hier van Kaleidoskoop. Dit is vir ons 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. Ja, die volgende liedjie wat ons vir julle gaan sing, sy naam is Jy langs my. En ek het hierdie liedjie geskryf terwyl ons in 'n boomhuis in Nelspruit was en ek 'n bietjie op hulle kronkelpaadjies gaan rondloop in die bos. En ja, terwyl ek geloop het, die son net geskyn, maar die takke was so dig bokant my kop dat ek nie die son kon sien of voel nie. So die paadjie het vir my donker en koud gevoel al het die son geskyn. En elke nou en dan as die wind waai, dan het daar 'n sonstraal op my arm geval, dan voel ek hoe warm dit is, dan weet ek, okay, cool, die son skyn daarom nog. En toe het my net geïnspireer om hierdie liedjie te skryf, want baie keer op ons lewenspad, dan voel die paadjie vir jou ook bietjie donker en koud, daar waar jy stap, maar ja, as jy net jouself toelaat om God te voel en sy Heilige Gees rondom jou te voel, dan is hy soos 'n sonstraal op jou arm, waar jy kan weet die son skyn oor jou en sy Heilige Gees is by jou. En ja, hy is daar in sy volheid. So, kom ons sing eers net vir julle liedjie. Ons bries deur my hare, en som sy warm arms om my vou. Ligstrale deur digte takke, praat soveel mooi stories van jou. Jou beloftes op my lippe, en jou hart se waarheid diep in my grond. Stap ek deur die
maak my hart gesond. Jy langs my, wat fluister hoe my pad sal krompel stap. Jy langs my, in die duister, jy het reeds my aangevat. Saggebreide bokvel om my voete en 'n soel van kamferbas. Berei vir my 'n voetpad met 'n eindbestemming wat by my sal pas. Jy voed my met jou woorde, my brood vir elke dag kom uit jou hand. Tafel voorberei in die woestyn, waar vloei die droë sand. Jy langs my, wat fluister hoe my pad sal krompel stap. Jy langs my, in die duister, jy het reeds my aangevat. Jy het reeds my aangevat. Nou loop ek hier langs aan jou, na onbekende landbehoeftenpad. My oë stik op joune gerig, want net jy weet wat wag aan die ander kant. Jy langs my, wat fluister hoe my pad sal krompel stap. Jy langs my, in die duister, jy het reeds my aangevat. Jy langs my, wat fluister hoe my pad sal krompel stap. Jy langs my, in die duister, jy het reeds my aangevat. Jy het reeds my aangevat. Jy het reeds my aangevat. So net om in te skakel by hulle tema van eenheid. Toe ek nou so 'n bietjie gaan dink daaroor, toe is dit eintlik vir my so 'n mooi prentjie van wanneer jy nou op daai koue en donker plek stap, dan het jy God eintlik in sy volheid nodig. Jy het sy drie-eenheid nodig, want as jy op 'n donker en koue plek stap, dan het jy 'n Vader nodig wat jou warm hou en wat jou wil laat veilig voel en wat daar is vir jou. Ek weet nie, dit is hoe my pa op aarde is. As ons op 'n donker plek is, dan wil ek sy hand vashou en ek weet ek is veilig daar. Ek dink Juba sal ook so voel. Sy pa is baie groter as my pa. Nie vetter. Net langer en groter. Maar ja, dis altyd vir my so 'n lekker plek. Ek onthou toe ek klein was ook en ons sit in die kerk en my hande is so koud in die winter, dan het hy altyd my hande ook vasgehou en dit warm gemaak. Al het ek sy hand eintlik koud gemaak op daai stadium. En dis vir my so 'n mooi prentjie van 'n pa wat vir ons sorg en ons wil koester en warm hou en veilig hou. En dan ook het ons op daai donker en koue plek het ons 'n verlosser nodig. Jesus wie se bloed ons oor onsself kan pleit. Ook vir veiligheid en net dat sy waarheid sal seëvier en dat hy vir ons die weg kan wys, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. So dan ons het Jesus ook nodig en dan daai ding wat ek eintlik van praat in jy langs my is die Heilige Gees wat jy kan voel soos die sonstraal nou op jou arm. Waar die Heilige Gees regtig vir ons iemand is wat by ons is. Hy is ons comforter. Hy vertroos ons en hy help ons. Dit is die helper wat God gestuur het. En dit voel vir my as ons God regtig in sy drie-eenheid ervaar in ons moeilike plekke en ons moeilike tye, soos waarin ons nou ook is, waar hierdie tyd vir ons baie donker en koud mag wees, die pad wat ons stap, dan kan ons nie anders as om nog steeds joy te hê en nog steeds vreugde en hoop te hê in die tyd waar ons nou is nie. So ek hoop julle kan elkeen
ja, dit ook sê, dat jy voel in hierdie donker tyd dat daar 'n helper is en dat daar 'n Vader is en dat daar 'n verlosser is wat saam met julle die pad loop en julle ook aan God kan dink en kan dink jy langs my. En as julle koue hande het, hoop ek julle kan dit op een of ander manier warm maak. As jy baie dankie julle, dankie dat ons saam met julle kon kuier vanoggend. Dit was vir ons 'n voorreg en ja, as julle gehou het van jy langs my die liedjie wat ons gedoen het, is julle welkom om dit op enige streaming platform te kan gaan luister. Onder andere iTunes, as 'n paar julle ken seker van hulle. En as julle 'n aanlyn vertoning van ons wil kyk, is julle ook welkom. Julle kan dit gaan kyk. Ek is seker hulle sal hieronder nou dit insit. Dis go.reindust.co. So hulle sal dit hieronder sit. Maar ja, baie dankie, dit was vir ons 'n voorreg en mag julle 'n ongelooflike lekker Sondag hê. Seën met jou. Dankie Aniek en Juba. Dit is so lekker om te hoor waaroor die liedjie gaan wat julle skryf en hoekom julle gedink het om die liedjie te skryf en wat dit ook dan nou vir julle beteken. Aniek, dit wat jy gesê het van die Here wat saam met jou stap, so mooi beeld ook van die son wat op jou arm skyn. So ongelooflik mooi. Hier skyn die son nou ook op my arm. So ietsie daarvan. As ons dink aan die eenheid van die drie eenheid, dan weet ons dat elkeen individuele wesens is, maar hulle is een God. En dit is soms vir ons moeilik om te verstaan, maar as ons dink aan hierdie dans van die drie eenheid, dan maak dit vir ons 'n bietjie makliker. As ons hierdie dans sien plaasvind en ons sien nie meer die individue nie, maar ons sien die dans wat besig is om te gebeur. En hierdie eenheid is waarna toe die Here elkeen van ons ook roep. 'n Eenheid met hom, maar ook 'n eenheid met mekaar en ook 'n eenheid met hierdie gebroke wêreld. Dis waarin ons roeping vind, om een te word, om te wys hoe 'n wêreld lyk waar daar eenheid is, waar mense saam staan, waar mense saamkom. Want ek dink dit is die bedoeling van die skepping. Hierdie eenheid, hierdie een wees. Dit beteken nie ons is almal dieselfde nie, dit beteken nie ons hou almal van dieselfde goed nie, maar daar is iets in ons wese wat ons na mekaar toe trek. En ek dink dit word ook vasgevat in die res van die eienskappe van die drie eenheid wat ons vir die volgende 4 weke na gaan kyk. So ek hoop hierdie het vir jou iets beteken, ook die kunstenaars wat bygekom het om iets van hulle verstaan van eenheid ook vir ons te verduidelik. Mag dit vir jou 'n geseënde tyd ook wees in hierdie reeks op reis saam met ons. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. U maak ons deel van die saamwees en ook die een wees, wat daar tussen U as Vader, Seun en Gees is. U gee Uself weg om ons vry te maak en reik uit na ons wêreld, waar U as koning heers deur te dien, sodat vreemdelinge en vyande familie van mekaar kan word. U Gees laat ons sien en hoor dat U heeltyd en oral in en om ons is. Amen. Vriende, net 'n paar afkondigings vir die week. Ons is nog steeds besig met ons Diep en Ver projek. Dit is 'n aanhoudende projek waar ons voedsel insamel. Al die inligting sal ook nou op die skerm verskyn en dis ook in die week se nuusbrief. So kyk asseblief uit daarvoor. Reino sê altyd dis so eenvoudig as jy winkelsentrum toe gaan, sit net 'n ekstra item in jou mandjie en bring dit dan vir ons kerk toe op 'n donderdag. Dit is so maklik en so eenvoudig soos dit. So asseblief, ons kan dit nie doen sonder julle nie. Vriende, dan is ons besig met die reis, die boekie van 8 weke wat ons elke week ook dan bymekaar kom om saam te gesels oor die tekste.
Ek wil dan net vir julle op hierdie punt sê, ons sukkel op die stadium met beerdkrag, soos julle self ook weet. So as daar dan op 'n donderdag of 'n woensdag of 'n donderdag beerdkrag is, dan gaan ons dit uitskuif na die volgende week toe. Ons sal aanvanklik kyk vir die woensdag. As dit nie kan nie, probeer ons die donderdag, anders probeer ons weer maar volgende week om saam te Zoom. Verder kan ons mekaar WhatsApp, julle is welkom om ons ook te e-pos, en as jy nog steeds wil betrokke raak of wil deel wees van hierdie reis, is jy nog steeds welkom. Kontak vir my of vir Reynou of vir die kerkkantoor. The more the merrier, so dit sal lekker wees as julle ook bykom. Vriende, dan is dit nou tyd vir ons dankoffer. Dankie vir jou bereidheid om te gee. Dankie vir dit wat jy ook vir die koninkryk doen. Soos wat ons weet, aanbid ons 'n lewende en dienende God en daarom dien ons ook. Hy is ons voorbeeld. So dankie vir dit wat jy ook gee. Die inligting is nou ook op die skerms beskikbaar. Vriende, ontvang dan vanoggend die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. I just wanna speak